Wat as jou deurbraak vandag nie harder werk is en allerhande ander dinge is nie, maar bloot net 'n bietjie 'n rigting aanpassing is? Dink nou net as jy vandag 'n klein rigting aanpassing maak. As jy jou stasie net op 'n bietjie draai. Jy weet in die ou dae het mense radio gekry en dan kan mense die stasies gestel het. So wat van jy verander jou stasie net so 'n bietjie vandag? En as jy dit doen, kom daar 'n geweldige deurbraak. God se guns is aan jou kant. Kom ek bid saam met jou. Vader, wat 'n voorreg om vandag te kan bid en te kan weet, Here, dat U is die een wat met ons praat. U help ons, U gee vir ons rigting, Here. En U wil hê ons moet harmoniseer, Here. U wil hê ons moet ons rigting aanpas om in lyn te kom met die strategie wat U vir ons beplan. Here, U het goeie planne vir ons. U het mooi planne vir ons. En ek dank U, Here, dat op hierdie oomblik die Heilige Gees ons harte brandend maak om te kan hoor wat die Gees vir ons sê om te doen. Dankie, Here, daarvoor in Jesus naam. Amen. Wat 'n geleentheid. Wat 'n geleentheid. As ek maar net vir jou kan sê, ja, dit is lekker koud hier in Suid-Afrika op die oomblik en ek weet die Here se guns is met jou, sy deurbraak is saam met jou. Hy gee vir jou nuwe krag en hy gee vir jou nuwe sterkte. So vandag se boodskap gaan oor die gedagte waar Jesus vir sy disippels gesê het: gooi die net aan die regterkant van die boot uit. Gooi dit net 'n bietjie uit na 'n ander kant toe. En jy weet, hulle het hard gewerk. Die disippels het hierdie nag vis gevang. Hulle het hard gewerk. En die Here sê, gooi net aan die ander kant uit. Met ander woorde, jy doen die regte ding. Jy is met die regte ding besig. Jy het jou boot, jou lewe, jou aksie, alles klaar in lyn gebring met die Here. Ek wil net hê jy moet so 'n klein aanpassingkie maak. Jy moet net jou rigting so 'n bietjie aanpas. Jy moet jou frekwensie so 'n bietjie verander. Van hopeloosheid na geloof toe. Van 'n geleentheid waar jy dalk vandag vir die Here sê, Here, ek kan nie meer nie. Waar Jesus sê, maar ek weet jy kan. Ek het vertroue in jou. Ek weet jy's in staat om dit te kan doen. Kom ek lees dit vir jou uit die woord van die Here vandag uit. En ek lees vir jou daar uit Johannes die 21ste hoofstuk, die 6ste vers. Hy sê vir hulle: werp die net aan die regterkant van die skei, dan sal julle kry. Toe het hulle dit uitgewerp en hulle kon dit nie meer intrek vanweë die menigte visse nie. Ek moet hierdie woord vandag vir jou sê. Ek wil hê jy moet dit hoor. Hoor God se woord vandag. Moenie handdoek ingooi hierdie week nie. Moenie moed verloor hierdie week nie. Al wat jy moet doen is, gooi net die net na die ander kant toe. Kyk wat gebeur hier in hierdie skrifgedeelte. Hy sê, en julle sal kry. Partykeer is dit nie 'n dramatiese aanpassing nie. Partykeer is dit 'n reaksie. 'n Reaksie op God se woord. Die laaste tyd dink ek oor hierdie gedagte, oor wat is dit om in harmonie met God se stem te wandel. Die Bybel sê wandel deur die Gees en jy sal die begeerlikhede van die vlees nie volbring nie. Nou, daar's so baie moeilike terme daaroor, maar ek wil dit in 'n eenvoudige manier vir jou oordra vandag. Ek sê, verander jou tune, verander jou instemming. Wees net iemand wat sê, hierdie week gaan ek my oog op Jesus hou. Ek gaan my ore instem vir sy stem. Ek gaan luister wat hy vir my sê. Ek gaan bloot eenvoudig, sonder om allerhande idees van myself af te bring en te sê, ek weet, ek het dit nou al die hele nag gedoen, ek gooi die nette in, ek is die een wat die ding doen. Net te sê, Here, dankie vir al die gawes en die talente wat U vir my gee. Ek gaan net reageer op U stem. Wat sê U vir my vandag? En die Here het vir die disippels gesê, gooi net in die regterkant in, en julle sal kry. En ek wil hê jy moet hierdie woord hoor vandag. Stem net saam met Jesus. Beweeg saam met hom, reageer saam met hom. Daar's nie meer effort daarin nie. Daar is net 'n kwessie van om te sê, Here, sê vir my wat om te doen. Sê my wat om te doen. Ek gaan luister wat U vir my sê. Ek gaan nie ag gee op my ou gewoontes, my ou maniere en my eie sisteme nie. Ek gaan bloot instem vir wat U vir my beplan om te doen. Ek gaan luister wat U vir my sê. Weet, daar is sekere beginsels wat 'n verskil maak. Dit is eerstens, weet jy, gooi. Met ander woorde, doen die ding. Raak betrokke in die plan van die Here. Moet dit nie oordink nie. Reageer op God se stem. Daar is vir jou 'n antwoord. Daar is vir jou 'n geleentheid. Hierdie woord is vir jou, sodat jy die deurbraak kan kry. Daar kom groot seën wanneer jy jou boot beskikbaar stel vir die Here. Wanneer jy dit vir die Here gee. Weet, daar is 'n ander gedeelte waar die Here gekom het en hy het vir 'n skare mense gepreek.
En toe hy dit preek, toe kon hulle nie hom hoor nie, en hy het so eentjie met 'n boot uitgevaar, en toe praat hy met die mense. En dit het my laat dink aan my en jou gawes, talente, ons finansies. Wanneer ons dit vir die Here gee, soos daai bootjie, dan kan die Here se boodskap duideliker, verder en meer mense bereik as ooit tevore. Al wat hy vra is, gee die boot. Al wat hy vra is, gee jou gawes, gee jou talente, dit wat ek reeds vir jou gegee het. Gee dit, gooi dit daar aan die ander kant in, en jy sal kry, sê die woord van die Here. Baie mense sê, weet jy, wat jy moet die Here nie net vertrou om te ontvang nie. Maar weet jy, elke keer wat ek in die Bybel sien, wat mense hulle self, hulle talente, hulle gawes, hulle geld beskikbaar gestel het vir die werk van die Here, het dit nie net na een kant toe gegaan nie. Die Here het daardie mense ook geseën. As jy geglo het, was jy en jou hele huis gered. As jy gegee het, het die mense seën ontvang soos die visse en die broodjies. Het die mense ontvang. Maar die ouetjie wat die visse en die broodjies ontvang het nie net ontvang nie, hy het 'n wonderwerk gesien. Hy was deel van daardie wonderwerk en hy het meer teruggekry as wat hy gegee het. Dis God se plan. God se plan vir jou. Gee vir God jou lewe. Gee vir God die saak. Die Here wil jou deurdra en hy wil jou beskerming gee vandag. Wat is die waardes hier vandag? Wat kan ek en jy huis toe vat met hierdie boodskap? Die eerste daarvan is dat geloof vereis eenvoudige gehoorsaamheid. Is jy bereid om net te sê, ja Here, ek sal dit doen. Here, ek gaan vandag gee, sodat die werk van die Here vorentoe kan gaan, sodat die boot uitgeroei kan word, sodat mense mee gepraat kan word, sodat die visse gevang kan word, sodat daar 'n oes kan inkom vir die werk van die Here. Jy weet, ons werk nie net vir hierdie lewe nie. Jesus het gesê, julle wat net vir hierdie lewe glo, nee, dis maar die minste, maar jy moet ook glo vir die toekomstige wêreld. Met ander woorde, maak vir jou skatte bymekaar waar mot en roes nie verniel nie, om diewe nie inbreek en steel nie. Met ander woorde, jou vreugde en jou blydskap is nie net jou tydelike oplossing nou nie, maar is dat die Here ook jou hart nou instem, dat jou hart in lyn kan kom met die woord van die Here, dat die woord van die Here jou nie net nou red nie, maar ewiglik vir jou beloning sal bewerk en vir jou guns sal gee. Dis God se plan vir jou vandag. Dis wat die Here wil hê jy moet vandag hoor. Jy moet dit hoor vandag. Hy's lief vir jou. Jy's kosbaar. Jy's die kop en nie die stert nie. Die Here het jou nodig. Daai vis het maar nie net in die boot gespring nie. Hy het vir Petrus gesê, gooi. En hulle het gegooi. En die Here het gesê, julle sal kry. En dis waaroor dit gaan. En ek het dit baie keer vir mense gesê, hierdie waarheid, terwyl jy God se werk doen in gehoorsaamheid, terwyl jy ander mense bedien met liefde, met respek en met waarde in jou lewe, dan bring die Here genesing ook na jou toe. Dit is asof terwyl jy vrugte van jou boom vir mense gee, is die Here besig om jou wortels te herstel. En ek moet dit vir iemand sê, ek wil dit profeties vir iemand sê, jy is besig met die regte dinge. Jy moet net die net in 'n ander kant ingooi. Jy moet net so 'n bietjie 'n aanpassing maak. Haal die fokus net so bietjie van jouself af en sit dit op die stem van die Here. Op die frekwensie van die Heilige Gees. En jy gaan die deurbraak sien. Jou verlossing is naby. Jou genesing is hier. Die antwoord is daar vandag. Wanneer jy in God se lyn begin beweeg en sy krag en sy sterkte begin ervaar. Weet, soms is die ander kant nie net 'n ander plek nie, maar 'n ander houding, 'n ander gesindheid, 'n ander instelling, 'n saak. Op u woord sal ek uitgaan. Nie my woord nie, op u woord. Dalk is jy seer, dalk is jy stikkend, dalk het mense jou regtig te nagekom in die lewe. Op die woord van die Here, nie jou gevoel nie, nie jou harde pogings nie, op die woord van die Here, te sê, Here, ek los dit in u hande, begin met my 'n nuwe begin. Help my om weer vis te vang, help my om weer te lewe, help my vir die voorsiening wat u vir my gee. Weet jy, daai visse wat die disippels gekry het, was genoeg vir hulle besigheid, sodat hulle, kan ek dit maar sê in Engels, they could have launched their business for Jesus. Hulle kon vorentoe gegaan het. Weet, mense sê, weet jy wat, 'n mens moet net in geloof lewe, dan moet nooit gesaai word vir die werk van die Here nie. Nou kom hierdie ouens en die Here sê, ek wil jou seën, sodat dit met jou goed sal gaan, sodat daar vreugde in jou lewe sal wees. Dink daaroor. Dalk is dit nie 'n ander plek nie. Dalk is dit net 'n ander gesindheid. Dis dalk net 'n ander gesindheid. Nou, God se voorsiening wag nie altyd vir nuwe geleenthede nie. Wag nie, jy sal met die regte ding besig. Al wat jy moet doen,
is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Gee die Here 'n kans om 'n verskil te maak. Jy weet, wanneer 'n mens kyk in die natuur, dan kan jy baie keer sê, daar is geen hoop nie. Maar letterlik langs die boot, net aan die ander kant, was daar soveel visse. En vandag sê die Here, net aan my kant, nie die duiwel se kant nie, nie die wêreld se kant nie, nie die gevoelens se kant nie, jy's op die regte plek, jy's in die regte boot, jy's in die regte omstandighede, gooi net na die ander kant toe uit. Gee net jou boot, jou talente, jou gawes vir my. Loof en prys my, sê die Here, en kyk, ek sal vir jou gee, en jy sal kry. Net so in die geestelike realm. In die geestelike realm is daar oorvloed aan die ander kant. Nie die duiwelse pad nie, nie jou vleeslike pad nie, nie jou eie begeerlikheid nie, die pad van Jesus, die ander pad, die regte pad, die smal pad, die mooi pad, daardie pad wil die Here vir jou die deurbraak gee. Jy is nie altyd die een wat meer nodig het nie. Net nie nog nie. Die Here sê, vat wat jy het en tune dit net 'n bietjie. Tune dit net 'n bietjie en pas dit net so 'n bietjie aan. Gooi weer 'n keer. En ek moet dit vandag vir jou sê. Moet vandag vir jou sê. Dis nie die tyd om handdoek in te gooi nie. Dis nie die tyd om moed te verloor nie. Gooi net weer. Doen dit nog 'n keer. Vra die Here vir hulp. Vra die Here vir vertroue. Jou lewe is nie verby nie. Ja, mense het jou seer gemaak en daar's skade en daar's allerlei dinge. Los dit in die Here se hande. Jy het jou beste gedoen. Jy het jou beste gedoen. Jy het dit in die hand van die Here gesit. Gee God nou 'n kans om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Gee God 'n kans om vir jou die deurbraak te gee. 'n Nuwe lied. 'n nuwe frekwensie waarin jy kan beweeg. Eers was dit hierdie mismoedige, afbreekende, teleurstellende situasie. En die Here sê, nou sing ek 'n nuwe lied oor jou lewe. 'n Wonderlike nuwe lied. Vra jouself hierdie vraag af. Ek gaan nie. Wil jy nou moed verloor? Ek gaan nie moed verloor nie. Ek gaan dit nie doen nie. Dis dalk net vandag nog nie verby nie. Dis dalk net vandag die geleentheid om weer deur te breek. Ander mense, ander woorde, ander metodes, maar dieselfde geloof. Dieselfde geloof. Jy is op die regte pad. Jy dink dalk by jouself, mense het jou verwar geestelik, hulle het jou deurmekaar gemaak. Hoor mooi, jy het Jesus. Jy het Jesus. Daardie verkeerde frekwensie, daardie verkeerde stemme in jou lewe sal verdwyn en God sal weer in jou lewe verskyn. Kom parkeer in God se teenwoordigheid en laat toe dat God vir jou 'n antwoord kry. Probeer net weer 'n keer. Dis my oproep vir aksie vandag. Probeer net weer. Dis nie verby nie, probeer net weer. Dis God se plan vir jou vandag en hy wil vir jou deurbreek. Gooi net weer die net aan die ander kant uit. Die Here sê, ek sal laat jy kry. Ek sal laat jy kry. En ek wil saam met jou bid vandag, dat die Here vir jou krag sal gee en vir jou sterkte sal gee. En as jy saam met my stem, want jy doen jou bes, jy werk hard, jy probeer, en jy het 'n keuse gemaak om ingestem te word in die Heilige Gees, maar jy het krag nodig om weer te probeer. Dan wil jy net daar waar jy is, jou hand uitsteek. Ek gaan my hand uitsteek, en dan gaan ons saam die Here vertrou vir 'n deurbraak vir jou vandag. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U vir die deurbraak. Ek dank U, Here, dat daar moed geskep sal word. Ek dank U dat die gees van krankheid, die gees van depressie, die gees van siekte, die gees van gebrek breek in die naam van Jesus. En dat daar op hierdie oomblik 'n gesindheid en 'n gees van wysheid sal kom, dat ons die ore het om te kan hoor wat die frekwensie van die Heilige Gees is, en dat ons die deurbraak kan ontvang. Ek eer U, Here, daarvoor. Ek bid nou vir jou dat jy sal oorwinning kry. Ek bid nou dat die vyand sal nie verder enige werk doen nie, maar dat daar 'n deurbraak vir jou sal wees in Jesus naam. Amen. En God bless jou vandag.